Goeienaand. Dink aan die skepping as 'n orkes, waarin 'n verskeidenheid skepsels, elkeen op sy eie wyse en na sy eie aard, deelneem aan die komposisie wat God geskryf het, om aan hom die eer te bring wat hom toekom. Die berge en die verskillende bome, die see en die wolke en die reën, die verskillende dier en voël en inseksoorte, elkeen afsonderlik, en tog alles saam sing in harmonie om 'n veelklankige en 'n veelkleurige van die aard van God as skepper te besing. En ek as mens is die regent hiervan. Dit is die beeld wat in my gedagtes opkom wanneer ek Psalm 8 lees. Vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Die Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En so word U teestanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Dit gaan oor 'n loflied. En daarom omring die woorde, Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, in vers 1 en vers 10 hierdie Psalm. Dit gaan oor die Skepper God, die alleen eienaar, die een wat in volle beheer is, die een wie se vinger en hande werk aan alles hulle plek gegee het. Dit gaan oor die skepping van die mens na sy beeld, en dat hy die mens aangestel het om oor sy handewerk te heers. So was dit die bedoeling van die skepping af. God het die mens, staan daar in Genesis 1 vers 27, geskep as verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, oor al die diere op die aarde, ook op die diere wat op die aarde kruip. Alles en almal sing onder leiding van die mens in harmonie oor die heerlikheid van God. So was dit. Maar so is dit nou nie meer nie. Na die sondeval is die harmonie van die orkes verbreek. Dit is asof elkeen vals note en volgens sy eie melodie speel. Die rede, die dirigent het die podium verlaat. Miskien nog meer blaatant, die dirigent het sy eie komposisie geskryf, wat homself in die middelpunt van alles stel. Hy is besig om daarvolgens te dirigeer, terwyl die ganse orkes eintlik die groot komposisie tot eer van God wil uitvoer. Geen wonder dit klink soos dit klink nie. Geen wonder dat die stemme van voël en dierespesies stil word weens die uitwissing ter wille van die mens se eie voordeel en gemak nie. Geen wonder dat die skepping in verwagting sug op bevryding van die verslawing van die verganklikheid nie. Die oplossing lê by die miljoene gelowiges wat in Christus deur die Skepper self geroep, afgesonder en toegerus is om soos konings ook oor die skepping te heers. Hulle, nie ons, nie ek, net ek, wat aan my eie lewenswyse verandering kan aanbring om saam met die ander 'n groot verskil te maak. Klim terug op die podium. Leer die komposisiestuk van God se simfonie uit sy woord. Neem die God gegewe koningstaak in sy skepping ernstig op. Here, ons Here,
Wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Goeienaand.